Goeiemôre almal, se voorreg om hierdie lydingstyd saam met julle deur te stap. Mag dit vir elkeen van julle ook introspektief bedoelende 'n reis ook na binne en na buite in die wêreld in wees. Hierdie tyd gaan ook gepaard met meditasie, stil word, selfondersoek. En ek gaan so 'n paar oomblikke gee voor ons uit die Bybel lees, waar jy kan stil word en dit wat jy op jou hart het en wat in jou lewe aangaan, om dit met die Here deur te praat en ook om dit vir hom te gee. Om ook hierdie tyd wat ons vandag so hierdie 3de Sondag van Advent saam is, om dit ook net vir die Here te gee. Daar's geleentheid. Amen. Ons skriflesing vandag is Lukas 13. Ons gaan die eerste 9 verse saam lees. Oproep tot bekering. Juis in daardie tyd was daar mense teenwoordig wat hom vertel het van die Galileërs wie se bloed Pilatus met die van hulle offerdiere gemeng het. Hy het hulle geantwoord en gesê, dink julle daardie Galileërs was groter sondaars as al die ander Galileërs omdat hulle hierdie dinge gelei het? Beslis nie, sê ek vir julle. Maar as julle heel nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Of daardie 18 wat dood is toe die toring van Siloam op hulle geval het, dink julle dat hulle skuldiger was as al die inwoners van Jerusalem? Beslis nie, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Hy het toe die volgende gelykenis vertel. Iemand het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Hy het vrugte daaraan gaan soek en niks gevind nie. Toe het hy vir die tuinier gesê, kyk, dis al 3 jaar wat ek vrugte aan hierdie vyeboom kom soek en niks kry nie. Kap dit uit. Waarom moet dit die grond langer uitput? Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat dit nog hierdie jaar bly staan, totdat ek rondom gespit en mis gegee het. En as dit dan volgende jaar vrugte dra, goed, maar as dit nie gebeur nie, kan u dit uitkap. Tot sover. My tema vandag is die onverwagse. Ek wonder of jy soms nog verras word met die onverwagse. Baie keer stap jy in 'n winkelsentrum rond en onverwags tik iemand jou op die skouer. Dit is 'n vriend van jou skooldae. En baie bly om mekaar te sien, geniet julle 'n paar oomblikke en gesels bietjie oor julle lewens. Baie keer gebeur daar onverwagse goed wat vir jou baie lekker is. Jy word verras deur 'n 50ste verjaardagpartytjie wat jy nie bewus van was wat vir jou gereël is nie. Tog is daar ook die ander kant van die onverwagse gebeurtenis wat vir my en vir jou in hierdie lewe soms tref. Dit wat ons nie op staat gemaak het en ook nie op voorbereid was nie, wat die onvoorbereide en die onverwagste soms vir jou en vir my skadelik kan wees. Soms hartseer. Soms moeilik om na die onverwagse gebeurtenis verder te gaan. Dink maar aan al die natuurrampe. Dink in die afgelope tyd van
'n helikopter wat in 'n vliegtuig in Washington in die Potomac rivier ineengestort het na hulle in mekaar gebots het. Dink aan al daardie families wat staan en wag, die onverwagse gebeurtenisse. Dink aan die tsunamies. Dink bloot aan hier in George in ons omgewing verlede jaar, die inval van 'n gebou op 'n klomp werkers toe hulle besig was om nog daaraan te werk en te bou. So onverwagse gebeurtenis laat jou en my baie keer met vrae. Baie keer word God ook daarbey betrek. Waar's God in dit alles? In die onverwagste. Ek wonder waar God betrek word in die goeie in ons lewe, nê? Die onverwagse geskenke en dinge in ons lewe. In hierdie gedeelte begin Jesus en hy begin praat oor twee onverwagse gebeurtenisse wat daardie tyd in oorlewering bekend was. Die eerste is Pilatus. Interessant dat dit die Romeinse goewerneur is wat ook vir Jesus se teregstelling verantwoordelik was, wat al hier na verwys word. Hy was bekend as 'n brutale goewerneur wat van geweld gehou het. En hier word vertel van die Galileërs, die pelgrims wat sê hulle sommige onthoof is en die bloed met offerdiere se bloed gemeng is. En hulle was nie bewus dat dit met hulle sou gebeur nie. Dit het net oor hulle pad gekom. Net so ook by die Jerusalem, toring van Siloam, wat sê dat dit in die buitekant van Jerusalem was, in die mure, die toring ineengestort het, gedeelte van die toring, en dit op 'n klomp mense ingeval het. Die vraag is natuurlik, wanneer hierdie tragiese gebeurtenisse onverwagse mense tref, is daar 'n klomp dinge wat met my en jou gebeur, en ook met die mense. Ons sal vra hoekom dit gebeur en waarom dit gebeur. Jesus probeer nie eers hier God verdedig nie. God se aandeel, of God dalk nou op 'n manier die wêreld swak bestuur, nie ingryp. So hy probeer nie, hy gaan nie eers in daai redenasie in om te dink nou het God 'n aandeel daarin laat dit gebeur nie. Hy fokus eintlik op die tragiese brose bestaan van mense. Mense wat eintlik niks verkeerd gedoen het of meer sleg was as die ander nie. Laat dit met hulle moes gebeur nie. Hy sê dit self, is hulle nou meer sondig as die ander? Het hulle meer skuld daaraan? Is dit God se straf? Want dit is mos baie keer wat mense sou dink hier met die onverwagse. Ek en jy is ook so, wanneer die slegte met ons gebeur, dan sal ons die vraag kan afvra of dit God is wat ons op 'n manier wil bykom of wil straf. Of miskien sal ons ook kan sê ons voel dalk skuldig oor iets, ons het dalk iets verkeerd gedoen, in ons wese doen ons soms nog die verkeerde en die sonde, en ons beleef dit as God se straf. En Jesus sê, hy skryf eintlik hierdie sienswyse van mense, skryf hy af. Hierdie ding na die slegte wat met mense gebeur en met goeie mense gebeur en selfs met my en jou en ander mense gebeur, mense reg oor die wêreld. Wel Jesus eintlik sê hierdie mense is eintlik nie meer skuldig as die res nie. En met die res bedoel hy almal nie. Alle mense, almal wat in Jerusalem gewoon het. So wat wil Jesus dan hierso eintlik dan vir hulle sê? Vir hulle leer?
Waarmee is Jesus dan hier besig? Want net daarna klink dit amper asof Jesus sê, dieselfde gaan met julle gebeur. Julle gaan op dieselfde manier omkom, as julle nie bekeer nie. So wat bedoel Jesus dan hier? So dat die wêreld op 'n manier, as jy nie tot inkeer kom en bekeer nie, dat iets verskrikliks jou gaan tref, soos 'n asteroïde die aarde gaan tref, of dit nou die wapens is van massa vernietiging wat iewers in die wêreld gaan val, is dit wat gaan gebeur en die aarde is eensklaps op 'n einde. Ek dink wat Jesus eintlik hier wil sê, gaan oor die verhouding met die onverwagse. Dat mense 'n valse dink het, dat hulle, wanneer dit met hulle goed gaan, is hulle seker in God se goeie boekies, bedoelende niks tref hulle nie. Hulle beleef sy seën en dit gaan met hulle goed. En die ander ding dat hulle nog tyd het, nê. So hy wil hierdie twee goed, wil hy hierdie valse versekering wat mense het, dat dit eintlik met hulle reg gaan, want die tref dalk nou niks hulle nie, want dit gaan dan eintlik oor hulle self, hulle eie goeie goed wat hulle doen. Hulle dink dalk hulle dra die vrugte. Maar Jesus sê eintlik nee. Hy wil eintlik op die dood wys wat baie vinnig kom. Die onbekendheid. Hy bedoel eintlik ons met 'n lewe van belydenis en bekering inneem. 'n lewe waar ons weet hoe broos en swak en nietig ons is, en hierdie ding van belydenis dat ons God se vergifnis nodig het en dit ook ontvang en nie daarsonder kan leef nie. En dit is die groot saak wat Jesus hiervoor pleit, laat dit 'n lewenswyse word. Want jy weet nie, dit kan vinnig kom. Dis ook dan hulle noem dit dan die eskatologiese, die einde, die dag wat jy jou laaste asem sou uitblaas. En dan is dit so dat mens op 'n stadium so kan leef dat jy dink jy het nog tyd. En hy verduideliker dan eintlik met hierdie twee gevalle is, hierdie mense het ook gedink hulle het tyd. Hulle het absoluut niks met hulle sonde te doen gehad nie. Dit het absoluut met die onverwagse van die lewe is kort en broos, en ek en jy het dit al so baie in ons lewe gesien. Maar wanneer 'n mens leef, kan jy so leef asof môre is nog 'n dag, môre is nog 'n dag. Môre is nog 'n dag om die genade van God te deel. En dis waarop Jesus dan fokus, nê. Hy fokus dan en hy skuif dan oor na die goeie, nê. Die vyeboom. Hierdie ding van nog tyd hê. Hier's 'n vyeboom wat nie vrugte dra nie. En die tuinier is daar besig. En hy bly net aan die vrugte dra nie. Jesus verduidelik dit dan nou so dat hy iets van God se hart daaraan wys. Die goeie wat met hierdie vyeboom en met mense gebeur, dat God in sy genade in hierdie boodskap wat hy ook dwars deur die Bybel, van 'n boodskap van nie selfverheffing, nie jou eie verdienste nie, 'n boodskap van 'n lydingstyd van wees nederig, kom tot bekering, neem jou aandeel in die verwoesting in die wêreld, in jou eie broosheid, in jou eie swakheid, jou eie kortstondigheid, en dat ons nie baie tyd het nie. Maar hierdie boodskap laat God se genade so groot is, dat hy dit gereeld, hierdie genade aan ons verkondig, en dit met ons deel, en hy bemes ons, hy vertel vir ons hoe lief vir ons, hy vertel vir ons hoe lief ons ander mense moet hê, hy vertel vir ons hoe ons met mekaar moet werk, en met mekaar moet omgaan, en mekaar moet omarm, en vir mekaar goed moet wees, en mekaar te deel, en dis alles deel van die bemesting. Leef nie vir jouself nie, dit leer ons gereeld. Jesus gaan in sy lydingsweg, jy's dan daar voort, dat hy
hierdie boodskap van om te saai, die goeie te saai, dat hy heeltyd daarmee besig is. Wanneer ons na ons eie lewe kyk, dan sien ons soms net hoe miskyk ons vir God. Hoe miskyk ons onsself. Baie keer die valse versekering het dat ons dink, ons word geseën, omdat ons dalk so goed is. Dat slegte goed ons dalk nie tref nie, want ons leef dalk reg. So hierdie valse versekering wat mense kan hê, dat hulle maar kan leef soos hulle leef, nee, bedoelende nie God se groot genade en liefde vir hulle besef, maar ook vir die wêreld daar buite en broosheid van hulle eie bestaan besef nie. Dan mis ons hierdie punt van God wat heeltyd in ons inploeg, in ons inbou, nee. Hy gee vir ons tyd, hy gee vir ons nog meer tyd, altyd tyd. Tyd met mense, tyd met mekaar, tyd om lief te hê, tyd om te vergeef. Dink aan alles, nee. Hierdie gelykenis gaan baie gepaard ook met vergeef. So dis eintlik meer om nie jouself te vind nie, maar om te besef hoe jy gevind is, soos die verlore seun. Wanneer mens Lukas nou deurlees, begin jy al hoe meer besef dat dis 'n geestelike dissipline. Daai wat jy by die varkhok sit, is hierdie bekeer jou, né? Daai momente in jou lewe dat jy besef maar jy sit by die varkhok en jy weet daar's so baie in jou lewe ingestoot deur die Vaderhuis en jy's nou besig hier met die peel bestaan. So dit is presies hierdie selfde ding wat Jesus hier wil tuisbring, van sy groot genade, maar laat ons tot inkeer kom dat dit hy is wat dit doen en ek en jy kan dit net aanvaar. En dan wanneer ons dit aanvaar, want dit is so die ander kant van hierdie bekeer jou is dat daar 'n oordeel is. 'n Oordeel oor het ek God se genade en sy goeie bemestingswerk aanvaar? Glo ek dat God so lief is vir my, dat hy soveel liefde in my inbou, dat ek vir almal en vir ander kan lief wees? Dat ek dit kan deel, dat ek dit kan uitdeel, dat ek dit sonder grense aan vreemdes en ander kan gee? En dis eintlik die mooi van hierdie is dat mens eintlik God se groot genade sien in die seisoen wat ek en jy in is. En daai seisoen dwing ons gereeld om te bely. Wat Jesus hier eintlik sê, hierdie bekering wat hy van praat, is 'n lewenswyse tot inkeer van waar jy 'n nuwe manier en 'n uitkyk op die lewe kry. Dis nie hierdie morele lesse wat jy nou verskriklike goed reg doen nie. Dis ook nie noodwendig, soos wat ons baie keer in lydingstyd sê, ons moet 'n klomp goed afsweer. Baie mense sweer 'n klomp goed af. Jy los 'n klomp goed. En dit kan alleen goed wees as dit gebore is uit die insweer in God se genade, en daarom sweer ek dalk 'n paar goed af wat my verhinder om gesond te leef, as dit nou suiker is, of as dit nou alkohol is, of as dit nou 'n swak gewoonte, as dit jou skerm is wat jy wil afsweer in lydingstyd. Maar wat Jesus hier eintlik bedoel is 'n nuwe insweer. 'n Insweer dat ek nie 'n valse sekuriteit het in myself nie, en dat ek beheer het oor my tyd nie, en dat dit my so goed gaan omdat ek so goeie mens is en dat niks sleg, hierdie tragiese goed wat Jesus sê wat die ander getref het, dat dit met my goed niks my tref nie, want ek is dalk so 'n goeie kind van die Here nie. Niks, as iets my tref, is God daar. As niks my tref nie, is ek dankbaar, is God ook daar. As ek God begin verstaan, en dis die punt wat Jesus eintlik hier wil sê, as hy reg of 'n weg, en jy weet as goed jou tref, moet jy maar eintlik dink daar's fout met jou, en die wat reg is, daar's nie fout met jou nie, want dis die groot probleem. Die groot probleem is as ons begin dink, ons het nie
hierdie inkeer tot nuwe denke en 'n verstaan van die lewe en uitkyk op God se groot genade wat al ewig in jou en my lewe inploeg. Hy bemes ons. Hy vertel vir jou elke Sondag, hoor jy, God is liefde, gaan in vrede. Hy gee dit, hy skenk dit vir jou. En wanneer jy uitgaan, dan begin daar iets met jou gebeur. Hierdie onverwagse gebeurtenis wat jy begin insien, dat daai bemesting wat daar inkom, iets daarvan het ook op Golgotha gebeur. Daar's iemand wat jou vooruit gegaan het nie. Iemand het dit vir jou moontlik gemaak. Iemand is besig om in te ploeg, om in te spit. Daar's iemand wat jou vergeef. Daar's iemand wat dit vir jou moontlik maak om anders te wees. En dan wanneer jy mense ontmoet, dan sien hulle in jou die onverwagse geskenk van God se genade. Het jy dit ook al aangetref, net daai onverwagse? Jy verwag baie keer as jy by mense kom dalk straf of mense gaan jy dalk 'n fout gemaak teenoor hulle, nê? Jy het dalk lelik gewees met hulle en dan die onverwagse, dit al my gebeur. Mense wat ek nie reg hanteer het nie, en die onverwagse, mense wat kinders van die Here is, die onverwagse geskenk van mense het my al vergeef voordat ek nog by hulle gekom het om vir hulle te sê ek is jammer. Dis 'n onverwagse geskenk. Dis 'n onverwagse gebeurtenis. Dit is presies dieselfde, hierdie onverwagse gebeurtenis wat ons vooruit gegaan het van Jesus Christus se kruisiging wat vir my en vir jou ook kan laat vreugde hê en kan laat vrug dra. En ek dink as uit daardie gebeurtenis wat ons mense ook kan begin vergeef en kan lief hê uit die onverwagse uit. Wees waaksaam, want ek en jy ken nie ons tyd nie. Ons moet waaksaam wees. Leef 'n lewe van belydenis, van inkeer, van omarm jou broosheid en jou swakheid. Ons is nie beter of sterker as die een na ons nie. Maar wees elke dag verras deur die onverwagte Jesus Christus met sy onverwagte aanklop aan jou deur op jou lewenspad gereeld. Die onverwagte gas, Jesus Christus. Amen. Ek gaan geleentheid gee waar jy sommer net kan stil raak. En vir die Here dankie sê vir die bemestingswerk in jou lewe. En mag hy ook vir jou wys wat is die sake waaroor ek en jy belydenis moet doen. Daar's geleentheid vir skuldbelydenis en ook dankie sê. Here Jesus, dankie vir u genade. Dankie vir genade tyd. Dankie dat u ons tyd gee, nog 'n jaar gee, nog 10 jaar gee, ons weet nie, Here. Maar Here, help ons om gereed te wees. Gereed te wees elke dag om u onverwagse liefde met 'n brose en stikkende wêreld, mense soos ons, te deel. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.
Afkondigings vir die NG Kerk Grootbrakrivier 23 tot 30 Maart 2025. Sondag 23 Maart 2025. Die teks Lukas 13 vers 1 tot 9. Die tema is die onverwagte. Die prediker Dominee Dani Goosen. Dis die 4de lydensweek op die kalender. Geen kategese. Synodale offer is vir die gemeente instandhoudingsfonds by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom. Groenkloof se preek is om 10:00, gelei deur Dominee Dani Goosen. Lydenstyd. Lydenstyd is die weke wat Paasfees voorafgaan. Lydenstyd is altyd vanaf Aswoensdag tot en met die Saterdag voor Paasfees. Dan volg Palmsondag en Heilige Week, voor ons by Paasfees uitkom. Hierdie is 'n tyd van voorbereiding, waar gelowiges hulle harte voorberei vir Paasfees. Dis ook 'n tyd van hertoewyding en baie gelowiges gebruik dan ook hierdie tyd om hulle verhouding met God te verdiep deur gebed, vas, Bybel lees en die dien van ander. Woensdag 26 Maart 2025. Die blokbyeenkoms om 1800 uur in blok 6B is by Alida ter Blanche, Duineweg 4. Kobus Stander se kontaknommer is 084 657 3611. Dit is Eureka Park se deel. Kooroefening by die orgel om 4:15. Marida, haar nommer is 082 471 0751. Alle belangstellendes is welkom. Dan het ons weer 'n bloedskenk geleentheid. Die bloedbank is leeg en mense word gevra om asseblief te kom op donderdag 27 Maart vanaf 2:00 die middag tot 7:00 die aand in die kerksaal. Vrydag 28 Maart 2025 sluit die skole. Sondag 30 Maart 2025, die erediens is om 9:00 en die prediker is Dr. Gerry van Deventer. Daar is geen kategese. 'n Spesiale offer vir Magdalena huis by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom. Groenkloof se preek is om 10:00 digitaal. Nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom, waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi, sodat ons u vinnig kan leer ken. Lidmaatbesoeke. Dominee Dani besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie en kontak met hom gemaak het nie, kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Bestaande lidmate wat 'n besoek verlang, kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om 'n afspraak te maak. Maandag, Woensdae en Vrydae is die kantoor oop tussen 08:30 en 12:30. Bedieninge. Die omgeebediening. Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, koffie, blikkies kos, seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak vir Corrie Pieters by 082 327 9527. Die getuienisbediening. Dit is 'n bediening by Wolwedans waar 'n boodskap, sop en brood gedeel word. Ons nooi die gemeente om weer deel te neem aan ons projek om 'n bemoedigende boodskap,
2 liter sop en 'n brood te voorsien aan 105 gesinne elke tweede week. Die laaste uitreikdatum vir die eerste kwartaal is 26 Maart. Die getuienisprojekte het ook behoeftes. Daar is 'n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne en gebreekte keramiek of porselein wat gebruik word vir mosaïekprojekte. En ons bedank u by voorbaat vir u deelname. Die ondersteuningsgroep. Ons groep is 'n klompie toegewyde lidmate wat maandeliks by mekaar kom, by mekaar leer en vir mekaar ondersteuning bied. Die doel is om uit te gaan as geroepenis na mense in ons gemeente en om na die gemeenskap uit te reik. Ons doen dit deur rygeleenthede vir doktersafsprake, hospitaalbesoeke en dies meer. Hulp met inkopies. Ondersteuning deur daar te wees tydens moeilike omstandighede. Uit te reik na die mense om die toenemende probleem van alleen wees en eensaamheid te verlig. Die kontakpersone daar is Rihanna Briers 081 039 8853 en Riet Jansen van Rensburg 082 928 9625. Neem asseblief ook kennis van 2 belangrike datums. 12 April 2025 is die NG Kerk Grootbrakrivier se golfdag. Die kontakpersoon daar is Johan Smit 084 500 4296. Carpe Musicom, 'n bekende orkes in hierdie area, hou 'n Paasfeeskonsert op 6 April, 11 April en 13 April onderskeidelik op Sedgefield, George of Mossel Bay. Indien u dit wil bywoon, hulle webadres is www.carpemusicom.co.za. Klub 50 het ook 2 lekker aktiwiteite. 9 April om 10 uur in die kerksaal gaan Annelies de Jager kom praat oor wat wil jy nog hê. En dan 'n groot belangrike datum vir hulle jaar is die jaarlikse kamp van 5 tot 9 Mei. Indien u belangstel, kontak vir Anina by 083 276 1909. FEBA Radio se fokus is die week Pakistan. Ons bid dat FEBA Pakistan se span veilig sal bly en dat hulle nuwe programme oorvloedige vrug sal dra. Op ons webwerf is baie inligting en die volgende hoogtepunte lig ons uit. 1. Erediensbediening. Skakel na die YouTube erediens van 23 Maart. 2. Getuienisbediening. Daar is sending nuus vanaf Lenet uit Madagaskar. Michelle Potgieter gee aan ons terugvoer oor haar dogter Marie Alena. Bybelstudies. Begin elke dag jou dag met 'n inspirerende boodskap uit ons webtuiste se eksklusiewe reeks Skep Asem vir vandag. Vorige dagstukkies kan gevind word deur die skakel onderaan die berig. Vind die weeklikse stof tot nadenke, die nuwe gebod. Die afkondigings word ook weekliks op die webwerf geplaas. Ons leraars is Dominee Dani Goosen en Dominee Sharnay Viljoen. Hulle kan gekontak word deur die kerkkantoor te skakel. Die kerkkantoor se adres is Langstraat 10, Grootbrakrivier 6525 en die telefoonnommer is 044 620 2205. Die webadres van die gemeente is www.nggrootbrak.co.za. Ons dank u vir die volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.